Ek wil vanmôre met jou praat oor grenslyne. Die wil van die Here, die koninkryk van God, het grenslyne. En ek wil begin deur jou te vra, wat is die verskil tussen iemand wat onder die autoriteit en invloed van die koning van alle konings beweeg, en iemand wat dit glad nie eers beleef nie? Daar's 'n verskil. Die een respekteer die grenslyne van sy invloed, leef daar binne. Die ander neem aan dat hy binne, met ander woorde ons Vader, eerder binne hulle grenslyne sal leef. Sulkes wat sy grenslyne respekteer, hulle raadpleeg hom net, ek wil amper sê, sulkes wat wil verwag en sê, Here, leef binne my grenslyne, hulle raadpleeg hom net in krisistye. Die res van die kere moet God saam met hulle net beweeg. Matteus 6 vers 10. Ons is besig met die raamwerk vir gebed, en hy sê daar, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat sê dit vir ons? Here, lê die grenslyne vir my neer, voordat ek beweeg, leer my u invloed. Hoeveel van ons ken regtig die invloed van God? As ons kyk na ons besluite. 'n Koninkryk is so groot, so wyd, soos die grenslyne van die grond. Al het jy die beste koning, hy kan nie 'n koning wees buite daai grenslyne nie. En baie van ons wil hê die Here moet koning wees buite grenslyne, wat nie sy koninkryk insluit nie. Hoe respekteer ons die manier wat hy in ons lewens behoort te regeer? Ek en jy sê ons is koningskinders, nou maar wel, as jy 'n koningskind is, hoe respekteer jy die grenslyne van daai koninkryk? Enige volwaardige koninkryk het grenslyne. Binne die grenslyne het die koning invloed. Buite die grenslyne kan jy sê, ek kom in die naam van hierdie koning, hy gaan nie veel beteken nie, want dit is nie sy koninkryk nie. Buite die grenslyne van die betrokke koninkryk, val ons onder 'n ander koninkryk, 'n ander koning se invloed. Dis hoekom ek en jy partykeer praat, dan is ons nie onder die invloed van die koning wat ons sê ons koning behoort te wees nie. Dis hoekom ek en jy partykeer dinge doen, en dit is nie onder die koning wat ek en jy sê ons koning is, sy invloed nie, want dit is buite die lyne van sy koninkryk. Is buite die grense van sy invloed. Jy het op jou eie die lyn gekruis. As jy vanmôre dit nie vang nie, gaan dit hartseer wees, dan moet jy ten minste nog 'n week net in godsdiens vasgevang wees. As ons nie invloed verstaan nie, sal ons die koninkryk verstaan nie. As ons die invloed verstaan nie, sal ons die koninkryk verstaan nie. As jy op jou voorwaardes gee, gaan jy op jou voorwaardes geseën moet word. As jy op jou voorwaardes kerk toe kom, gaan jy op jou voorwaardes die Here ontmoet. As jy op jou voorwaardes wil godsdiens, Bybelstudie doen, gaan jy op jou voorwaardes deur die Bybelstudie ontvang. Ons noem dit in baie aspekte, kom ons wees eerlik, daar's mense wat nie onder sy invloed reageer nie. Hulle doen wat hulle pas, dan koop hulle verkorte maniere om Bybelstudie te doen. Hoekom? 'n ander ou het dit klaar gedoen.
is tweedehandse openbarings. Wanneer laas jy 'n eerstehandse openbaring, belewenis met God gehad? Wanneer laas? I stand in awe. Wanneer laas het jy oorweldig met God se grootheid onder sy invloed beweeg? Kom ons gaan Handelinge 17 toe, want van julle het nou vra. Kom ons gaan Handelinge 17 toe. Het 'n oom uit Zimbabwe uitgevat om sy vinger amper my gesig te druk, so dit gevoel en gesê, maak vrede met wie God jou gemaak het om te wees. Vanoggend se boodskap, want as jy nie daai is nie, is jy onder iemand anders se invloed. Hier's van julle wat by besighede werk, omdat jy onder die invloed van geld is. Jy hoort nie daar nie. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat die Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets 'n behoefte het nie. Omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Maar luister hier, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf, sê vooraf, bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het. Jy kan nie wees waar jy wil wees nie. Jy moet wees waar hy wil hê jy moet wees. Ja, jy leer partykeer goed as jy uit plek uit is, maar dis om te gaan na die plek waar jy hoort. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat hulle die Here kon soek. Sodat hulle die Here kon soek. Hoekom? Hulle moes soek waar hy is, sodat hulle moet wees waar hy is. Of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons, is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, ons is van sy geslag. Wow, ons is van sy geslag. Ons vind hom binne die tye en grense wat hy vasgestel het ons moet wees. Jy gaan hom nie buite dit vind nie. As jy nie dit snap nie, gaan jy verloor. Jy vind hom binne die tye en grense wat hy vir jou uitgesit het. Buite dit gaan jy onder die invloed van die verkeerde koninkryk wees. As God sê, 'n man, een man vir een vrou en julle trou, maar jy glo nie in trou nie, kan jy nie sê jy's binne sy grenslyne nie. You can't expect a miracle if you're not honoring the king. If you honor the king, you will move within the borders of his kingdom. Jy gaan buig as jy moet buig. Wat het ons verlede week gelees? Jakobus 4 vers 10 sê, hulle wat hulle voor God verneder, sal hy verhoog. Ons ou kerk, mense so prim en proper, hoekom dink julle klap ouens die hande en steek hulle hande op nie? Hulle is te bang, ander mense sien hulle doen dit. Mense is te bang, ander ouens sien dit. So wat sal dan die rede wees, hoekom mense bang is, ander ouens dit sien?
Ek wil net nie myself so verneder nie. Ek wil myself net nie vir myself skaam nie. Is dit nie waar nie, Ivan? Ek wil net tog nie skaam kry nie. Ek wil net tog nie hê dat daai ou wat ek hierdie week gesê het, hy moet regkom, sien ek steek my hande op in die kerk nie. Miskien wanneer jy jou hande opsteek, is dit 'n antwoord op sy gebed. Hoe sal jy weet? Jy sê hy moet regkom, hy bid dalk dat jy moet regkom. Hoe sal jy weet? Daar's 'n kultuur binne 'n koninkryk. Elke koning het sy eie maniere. Anders sou dit nie syne gewees het nie. Binne daai koninkryk het hy 'n sekere manier van praat en hulle wat hom volg, ken die praat. Wow. Hoeveel Christene ken die praat van die koning? Raai onder invloed van wie se koninkryk is hulle? Ons het vergeet hoe klink die koning se praat. Matteus 6 vers 10. Op 'n ander manier sê Here, laat die manier van invloed in my lewe geld. Dis groot woorde. Laat die manier van invloed in my lewe geld. Hoeveel menslike faktore beïnvloed deesdae Christendom? Ek sê vir my vrou, ek volg baie musiek. Ek sê, joh, die kerk word al hoe donkerder en die wêreld is al hoe ligter. Ek weet jy hoe werk dit nie. Mens moet onderskei. Want as daar rioolwater van vooraf loop, gaan jy binnekort ook nie in die gees lekker ruik nie. It's all about presence and honoring the kingdom. Ek weet nie van julle nie, maar as ek in aanbidding ingaan, wil ek nie gesteer word nie. En dan volg ek en verskoon my, maar ek praat met jou oor die Here se teenwoordigheid in jou lewe en die Here maak mense as instrumente om ons in sy teenwoordigheid in te vat. Maar as ek moet vaskyk en half kaal mense, dan wonder ek, waar het hulle die grenslyn gekruis? Want die koning wat ek ken, het 'n kultuur. Hy het 'n orde. As ek vandag kyk na hoeveel mense regtig omgee vir sy kerk en sy mense deur by te dra, dan wonder ek, Here, hoe lees mense u grenslyne? Ons leef in 'n tyd, en ek het al geleer, en julle kan amen of eina of dis nie waar nie sê, maar ek het al geleer, as 'n ou vir jou, as 'n ou wil hê jy moet vir hom vra om iets vir die kerk te gee, gaan jy binnekort vir hom vra wat jy moet preek ook. As dit nie uit sy hart uitkom nie, dan kom dit uit sy beursie uit. En as dit uit sy beursie uitkom, dan gaan dit nie 'n hartsaak kan bly nie. En as die koninkryk van die hemel en die koning van die konings nie vir jou 'n hartsaak is nie, dan moet daar die heeltyd onderhandel word oor wanneer is dit reg wat iemand van die kansel af sê. Ek is die Here so dankbaar ek is vrygemaak van dit. Maar die hartseer is dat die koninkryk sluit alles in. Sluit alles in. Gees, siel, liggaam, alles wat jy besit, alles wat jy aanvat, as jy onder die invloed van sy koninkryk val, het hy 'n sê en die laaste sê oor alles. Die moment as hy nie die laaste sê het nie, is jy onder jou eie invloed.
Here, laat U manier van invloed in my eie lewe geld. Al wat jou mag hou, waar jy nou is die Here. As ons by konferensies is, dan keer ouens my voor en sê hulle, hoe hou jy dit nog uit daar? Pastore, julle dorp vat shots. Plaas hy vir my vrou, hoeveel shots vat ek, by elk geval. Sê hy, hoe lank is jy al daar? Ek sê, so, ek kan maar sê amper 9 jaar. Dis lank. Ek sê, nee, is nie lank nie. Want ek is nog nie klaar nie. Hoor mooi in jou praat, jy sê dis lank wanneer jy klaar is. Dis nog nie lank nie, want ek is nog nie klaar nie. Ek wil nog onder sy invloed bly. Julle, ek sê vanoggend 'n groot ding. Jy wil die Here se arm draai, maar jy moet net terugkom, jy het oor die grens gesluip. In die gees praat jy van territory. Jy praat van grond. Jy praat van koninkryk. As jy sy koninkryk se grense kruis, dan moet dit as gevolg van hom wees. Anders is jou lewe in gevaar. Daar is kere wat hy sê, kruis bietjie grense, sodat my koninkryk groter kan word, maar dit moet onder sy invloed wees. Dan stuur hy vir jou engele saam met jou. Wie ken Matteus 6 vers 33? Soek eers die koninkryk. Die ander vertaling sê, beywer julle. Met ander woorde, werk om die koninkryk in besit te neem. Werk om ywer om deel van die koninkryk te bly. Want dit is nie maklik nie. Hoekom? Ons wil die grense skuif sonder sy toestemming as ons in die moeilikheid. Maar kyk hier, Here praat met my en sê, die mense lees hierdie skrifvers net mooi verkeerd om. Het jy al gedink, kom ek wys jou. Kom ek wys jou. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe lees ons hom? Here, as U eers vir my al hierdie dinge gee, as U eers vir my al hierdie dinge gee, dan sal ek begin soek. As die Here my eers kan help dat ek voorkom, dan sal ek gehoorsaam word. As die Here eers vir my 'n werk gee, dan sal ek begin 'n kerk toe kom. Al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word as jy eers soek vir die grense van die koninkryk. Hoekom? Here het 'n tyd terug met my gepraat, toe sê hy, jy gaan nie nou uit die Noordwes uit nie. Ek sê, hoekom Here? Hy sê, want jy gaan die salwing hê buite dit nie. Dis waar jy nou moet wees. Ek het op 'n kol, ek het julle al vertel, ek was vroeër jare genooi om te preek reg oor die land, nou word ek nie meer genooi nie. Toe ek op 'n kol asof ek so onder so bewerige, julle ken mos, asof jy so 'n bietjie by die Here wil tantrum en sê, Here, maar sien niemand my nou raak nie. Die Here sê, kyk jy's op sosiale media. Wat moet hulle meer raak sien? Bly waar jy is. Anders dan gaan ek nie saam met jou nie. Hoekom? Baie ouens, hulle gaan oral. Dan kan jy regtig agterkom. Luister bietjie met ander ore na 'n ou. As hy in sy huiskerk preek, dan gebruik die Here hom. Dan preek hy by 'n ander plek, dan sê ouens, jy's uit hart probeer vanmôre. Maar lei dit 'n klokkie eers. Of is 'n ou wat 'n evangelis moet wees, wat op die pad hoort, wat 'n woord het vir die hele land, dan kom hy, en ons het dit al ervaar, ek het al ervaar in die AGS vroeër jare, 'n evangelis wat ons land omgekeer het.
Toe maak 'n gemeente om 'n aanbod, toe sê hulle, sonder dat hy dit besef het, sê hulle, ons wil jou hê. En toe het hulle hom. Wat gebeur? It didn't work. Hy het 'n grenslyn gekruis. God het bepaalde tye en grense uitgesit. God het bepaalde tye en grense uitgesit. Hoekom, Frans? Want hy is die koning. Ek weet nie of julle weet nie, maar in daai tyd het jy nie die koning gekwestion nie. Ek het geleer, as jy onder sy invloed is, kan jy vra en hy antwoord ook vinniger. Ek het al baie keer in hierdie dorp, dan sê ek, Here, skep my 'n geleentheid. Skep my 'n geleentheid, want ek het 'n gevoel, as ek nie vra nie, gaan ek later skuldig voel. Here, skep my 'n geleentheid, dan kyk ek manne in die oë en sê, hier's vir jou 'n geleentheid, dan gebruik hulle dit nie. Dan voel ek nog steeds sleg, want hulle einde was tragies. Maar dan so van julle, dan sê ek, Here, skep vir my 'n geleentheid. Here, hulle like my nie lekker nie. Maar dit maak nie nou meer van my saak nie. Here, ek moet nog steeds hulle pastoor wees. Skep my 'n geleentheid. Weet jy waar, dan kom sit hulle voor my, of ons sien mekaar, dan sê die Here, druk die man. Dan sê ek, Here, ek wil hom in die rak vasdruk. Dan sê die Here, druk die man en sê, jy mis hom. Sê ek, Here, dit klink net nie lekker nie. Want ek voel nie lekker nie. Dan druk ek manne met 'n salwing. Maar net daar, vra die Here vir my, toe jy klaar die persoon gedruk het, hoe voel jy? Sê ek, Here, ek voel regtig ligter. Hy sê, nou sien jy, baie keer praat jy te veel. Jy praat goed wat goed klink en reg voel. Maar dan is jy onder my invloed uit. Toe van toe af sê ek, Here, skep vir my 'n geleentheid. Nou loop deesdae almal wat konseis nie met my in hulle skik is nie in my vas. En ek maak asof ek hulle vir die eerste keer sien. Hoekom? Want ek is 'n nuwe mens. Ek gee nie om wie's reg of verkeerd nie. As die Here my nie kan verander nie, kan hy nie hulle verander nie. Hoekom? Want as ek verander, gaan hulle opinie verander. Hoe kan ons werklik sy koninkryk soek, beywer, as ons nie sy grenslyne vir ons daarin verstaan of respekteer nie? Nou ek moet vir julle eerlik sê, een van die goed, omdat ek in die bediening is, ek maak mense op 'n mooi manier stil wat die hele tyd bitter is. I don't like it. Hoekom? Bitterheid steek aan. As mense op hierdie stadium ongelukkig, die meeste van die kere, is dit die mense aan wie ek kan tik, wat naby my sit. Ek het as gevolg van dit besluit, ek praat, al het iemand my hoete nagekom, niemand sal dit weet nie. Behalwe die persoon en ek. Hoekom? Want as Samson sy mond kon hou, het hy sy krag gehou. Dink 'n bietjie daaraan. As Samson kon stil bly, het hy sy krag gehou. Die skrif sê, die gees van die Here het oor hom gekom en hy het sterk geword. Ons praat onder sy invloed uit. Dink jy die Here weet nie mense het jou te nagekom nie? Dink jy die Here weet nie wie jou geld skuld nie? Hoekom vertel jy dit vir almal? Jy is nie onder sy invloed as jy dit sê nie. Dis hoekom jy 'n open target is vir bitterheid. Dis hoekom jy 'n open target is vir jaloesie. Dis hoekom jy 'n open target is vir allerhande lelike goed.
Nou begin ek dit reg te kry, tot die Here se genade. Eendag toe leer my ouma my iets, ek kon nie dit lekker verstaan nie. 35 jaar later verstaan ek dit beter, om te praat is silwer, maar om stil te bly is goud. Hoekom? Ek sê weer, as Samson kon dink net. Ons het invloed alleenlik onder sy gesag, invloed met sy toestemming. Sonder dit is ons verwyderd van sy hulpbronne en bystand. As jy sy invloed het, is sy hulpbronne, sy bystand van sy spreekend deel daarvan. As jy jou koning se grenslyne respekteer, dan is sy autoriteit saam met jou. En hy vaardig mense af, wat hy oor jou aanstel. En as jy daar iets nie kan respekteer nie, gaan jy ook nie sy grenslyne respekteer nie. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Onderwerp beteken, respekteer die grenslyne van sy invloed. Weet jy wat, daar's partykeer in my lewe wat die Here my iets wys, wat hy sê, jy mag glad nie praat daaroor nie. Hoekom? Want is buite sy grenslyne, vir my lewe. Pastoor, wat bedoel jy? As ek daaroor sal praat, sal ek die fame vir myself vat. Want geen mens is veronderstel om dit te weet, behalwe God en daai mens nie. Nou wys die Here my, nou sê ek, Here, kan ek nie, die Here sê, jy gaan nie. Hoekom, Here? Ek wil, Jesus Here, sê die Here, as jy jou mond gaan oopmaak, is jy op jou eie van nou af. Hoekom, Here? Jy gaan te groot kop kry. Shh, Samson, hou jou lokke. Hoogmoediges wil hê ons Vader moet binne hulle grenslyne hulle invloed gee. Dink bietjie daaraan. Neem eerder besluite onder sy invloed. Wat beteken die wil van God regtig vir jou? Wat is dit werd? Jou antwoord behoort die vlak van gesag wat hy jou gee te bevestig. Spaar jouself baie hartseer en teëspoed en respekteer net sy grenslyne, dan gee hy jou bonatuurlike invloed. Tyd saam met hom leer ons om sy koningskap te respekteer. Tyd saam met hom leer ons om sy koningskap te respekteer. Ek gaan weer sê, en ek het dit 'n paar weke terug gesê, hoe nader jy aan die koning kom, hoe meer leer jy om te dink soos hy. Because his presence changes you.